Hallo mense, ek is Koos van die Groot Karoo. Ek wil 'n bietjie vandag met julle praat oor elektrisiteit. Nou mense wonder wat daar oor elektrisiteit alles te sê is, maar daar is nogal. Ek het nog groot geraak op 'n plaas daar in Noordweste, vroeë jare waar daar glad nie elektrisiteit was nie, waar ons alles met die hand moes doen, selfs gate en yster boor en vleismeel met die hand draai en houtstoof vuur maak en al daai goed. Besef nou wat 'n wonderlike ding elektrisiteit is en power tools en al wat 'n elektriese gerief is wat 'n mens daar het. Vroeger jare was dit oral so gewees. Kyk, elke dorp het sy eie kragstasie gehad en elke plaas het sy eie elektrisiteit voorsien. Lister engines en goed, maar toe kom Eskom. En toe is dinge skielik baie makliker. Nou Eskom was oorspronklik gestig as 'n utiliteitsmaatskappy, met ander woorde 'n maatskappy wat diens moes lewer en nie ingestel was op winsbejag nie. Die ding het natuurlik baie verander tot waar ons nou vandag is. Voor elektrisiteit het die mense met kersse oor die weg gekom, met agasstowwe, met olielampe en al die goed. Jy moes alles self maak, maar toe die krag nou kom, veral op hierdie plaas waar ons nou sit, toe dinge skielik baie gerieflik geraak. En hoe Lister engine uitgehaal, hy is daar in die stoor se hoek gepak of sommer weggegee. Die agasstoof is uitgesmyt en in die stoor gepak en elektriese goed is aangeskaf. En so die elektriese goed al meer en meer geraak. Ek meen, ek kan nou, hoef nou nie vir julle te vertel wat vandag nie met elektrisiteit werk. Ek meen, tot party ouens se tandeborsels werk met elektrisiteit. Jy nou nog die agasstoof gehad het, toe die agasstoof goed gestaan vir, hy was die stoof, en hy het sommer van jou warmwater ook voorsien, en sommer die hele huis warm gemaak. Hy het met antrasiet gewerk. Nou toe die elektrische goed aankom, toe raak antrasiet skielik verskriklik duur, waar het voorheen baie goedkoop was. Maar die antrasiet is nou toe skielik nodig om elektrisiteit op te wek, daar ver in die noorde waar die kragstasies, hulle is gebou amper op die steenkoolmyne. Nou, jy verstaan nou die wêreld nou aan mekaar steek. Kyk, steenkool en olie word ons nou vir ons voorgehou as fossielbrandstowwe, maar dit is nou eintlik daarom nie soos dit is nie. Steenkool is 'n tipe rots, soos graniet en marmer en alle ander soorte rotse wat jy kan kry. En die storie wat die ouens nou het, dat daar fossielspore in hom is, dit is so, maar hierdie rotse hier by ons in die Karoo, ook fossielspore. En dan olie word tot so diep as 10.000 meter uitgepomp. Nou watter fossiele was so diep geweest? Ek meen 10 kilometer. En 10 kilometer is omtrent so hoog as jy nou hier op die grond staan en jy kyk daai vliegtuie, die wit strepe hier in die lug maak. Wat noem hulle die contrails? Dis so hoog in die lug, so diep af is die olie onder die grond. Nou geen fossiel was nog ooit so diep gekry. So die storie dat ons fossielbrandstowwe gebruik is nie waar. Ek meen, niemand, almal glo dit, maar niemand doen navorsing daaroor. Maar kyk, wat ek nou eintlik van elektrisiteit wil sê, hierdie elektrisiteit wat ons nou hier het, wat so wonderlik is, vir ons alle werk so baie maklik maak, en waar sonder ons glad nie meer klaar kom nie, en wat baie onbetroubaar is, en baie duur is, dus daar, ek meen, Eskom is geweldig duur. En dit is 'n bitter primitiewe vorm van elektrisiteit. Dis elektrisiteit wat met duur metodes opgewek word, en dit word oor lang afstande aangelê met kabels en drade, en daar word in substasies verdeel, en tot hier op die end, hier in jou huis, op die end, moet jy 'n draad aanlê na 'n ding toe. Nou kyk, batterytegnologie het vandag gemaak dat energiestoring nou 'n groot ding geraak het, maar nog steeds hoe wonderlik die batterye is, hoe wonderlik die energiestoring is, die krag moet nog altyd opgewek word, daar in 'n kragstasie, daar ver iewerster wat swaar op steenkool is, of diesel dus daar, ek weet nou nie wat ou alles kan glo nie, maar dit moet dan nou fossielbrandstowwe opgewek, nie fossielbrandstowwe. Kyk, Marco Polo toe in die 12de eeu in China aankom, toe sê, maar mense maak daar vuur met swart klippe wat brand,
Nou, dit is eintlik presies wat dit is, dis klippe wat brand, die steenkool. Maar nou is die ander manier is, vir elektrisiteit het ou Tesla agtergekom. Sy pa was 'n Serbiese priester gewees. En die ou het toegang gehad tot die biblioteek onderste kelders van die Vatikaan. Baie meters, party ouens sê kilometers van boekerye waar niemand toegelaat word nie. En dus daar word daar ouens toegelaat, maar net as jy 'n sekere onderwerp bestudeer, dan gee hulle vir jou daai rakspasie waar die daai boeke is en iemand pas jou op, jy nie verder gaan lees nie. Maar die ou se pa het agtergekom van die, noem dit nou maar, die vriendelike wireless elektrisiteit. En hy het sy lewe lang daaraan gewy om die wireless elektrisiteit te ontwikkel. Hy het so ver gegaan dat dit prakties toepasbaar was, maar nou was ou P.J. Morgan van Amerika sy finansier gewees. En toe hy by ou Morgan kom in die storie van die wireless elektrisiteit, toe vra ou Morgan vir hom nou maar, hoe gaan jy die krag meet? Toe sê hy, daar is nie te meet nie, dis als free of charge, vry vir almal. Toe sê ou Morgan, maar dit sê werk nie, ek is 'n man met baie belange in telefoonpale en koperdraad en rabbere goed, dan gaan jy moet my besigheid tot niet maak. En ek moet jou nog finansier ook, dus stop jou die finansiering en daar Tesla se navorsing en sy werk nou toe doodgeloop. Nou kyk, hier staan nou 'n aardbol. Ek wil net vertel iets van die wireless elektrisiteit. Nou die maan wat nou so 380.000 kilos van die aarde af is, wat om die aarde draai, en die aarde wat nou weer om die son draai, al die goed het 'n effek op die aarde. Nou kyk, die maan veroorsaak ons die hoë en die lae getye, wat nou, soos die maan om die aarde gaan, so gaan die gety ook om die aarde. Nou daai effek gaan diep binne in die aarde, en kyk, die binnekant van die aarde is gesmelte materiaal, die goed wat by 'n weerspieëlende berg uitspuit. Ek wil net sê dat hy ou admiraal Bert wat daar na die Tweede Wêreldoorlog blykbaar op een of ander manier na die binnekant van die aarde toe gevlieg het, met sy vliegtuig en toe agtergekom en daar bly binne in die aarde ook mense. Daai ou het seker maar iets gerook of iets gesnuif of iets, dink nie vir my lekker nie. In elk geval, as die getye om die aarde gaan, so gaan die plasma aan die binnekant, die gesmelte materiaal wat by die spuwende berg uitgaan, gaan ook in die ronde, soos 'n amateur binne in 'n generator. As 'n mens nou kan so sê, dit is nou amper iets soos 'n Mexican wave, 'n golf wat aan die binnekant van die aardkors al in die ronde gaan. Dan word die aarde is 'n generator op sy eie, en hy wek die vriendelike, omgewingsvriendelike krag op, wat die ou mense wat die piramides gebou het, hulle het 'n gebied van daai krag. Nou kyk, die piramides is hier in Afrika, in die noorde, daar in Egipte. Nou dit is, die piramides is nie 'n grafkelder soos ons nou geleer het in die skole, soos baie mense vandag nog glo nie. Dit was 'n energiepunt. Christopher Dunn het 'n boek geskryf, The Giza Power Plant. As jy daai boek in die hande kry, kan jy maar lees. Daar gaan die ou in baie tegniese detail in hoe die krag gewerk het vroeë jare. Nou kom ons sê nou, die aarde is nou 'n generator, soos jou kar se alternator. Is 'n omhulsel met armature in die binnekant wat die krag opwek. Nou kyk, die groot piramide in Giza, as jy nou jou kar se alternator vat, daar agter is 'n plekke waar jy mos jou draad vasbout of inplak of so aan. Dis die plek op die aarde waar die aftappunt vir die krag is, vir die vriendelike krag. En daarvan is dit wireless versprei. Nou die manier hoe dit daai tyd versprei was deur middel van obelixen. En hulle staan nog steeds die wêreld vol. Baie energie, mensvriendelike en omgewingsvriendelike krag. Dit is die krag wat die aarde opwek. Nou vandag word die krag natuurlik, soos sê, met steenkool en olie opgewek, het so hier in die noorde van die wêreld,
waar waterval op is en watervalle en damme en goed, hidroelektrische krag. Vandag is maak sonkrag ook groot vordering. Maar die mense soek die alternatiewe bronne waar dit bestaan, maar op een of ander rede waar dit nie na die oppervlakte gebring nie. Blykbaar in selfe ouens wat in charge is van die steenkoololie, seker maar in charge is van die sonenergie tegnologie ook. Maar die wat die aarde is, die generator wat aan mekaar loop, en die son wat op die aarde skyn word geabsorbeer door die aarde en dit word opgewek. Nou, ons is nog vandag in 'n tyd van aardverwarming en so aan, en dit is gedeelte van die ding is dat die energie wat die aarde absorbeer in die son en weer in omset die binnewerking van die aarde, maar dit word nie afgetap nie. Dit is waar aardverwarming vandaan kom. En soos nou in 'n vorige praatjie gepraat het van die proses van die aarde in elke 2000 jaar wat 'n kataklisme in die aarde tref of 'n reset, dit is maar die aarde word overheat, sal ek maar sê. Hy word warmer en dan kom daar 'n kataklisme. Nou vandag sien ons dit in die vorm van aardverwarming met die ys wat smelt op die pole en klimaatsverandering en goed. Dit is die aarde wat warmer word tot die plek waar 'n kataklisme kom. Ek sê, ons praat nou van aardverwarming, klimaatsverandering en daai goed, en dit het gebeur. Dit is soos 'n yskas motor wat aan mekaar loop, hy word nie afgesit of hy kry nie kans om te rus nie. Dit is nou wat in die aarde ook gebeur. Nou, die groot piramide staan in Egypte, daar in die noorde, daar waar die 30ste lengtegraad oos en die 30ste breedtegraad noord kruis daar, presies. Dit is in die middel van die landmassa. Nou, ons nog bedag nou baie meer in detail praat oor die piramides, dis geweldige interessante konstruksies, maar die krag ons vandag het, is deur die oligargie van die aarde in stand gehou, die primitiewe krag, want dit maak vir hulle baie geld. Mense wat nou betaal op die eind vir die krag, dus die eindverbruikers soos ek en jy, wat nou hier aan die punt van die draad sit, wat die krag moet gebruik. So, dit is nou baie interessant om te weet, daar is 'n ander bron van krag. Nou, om nou net so 'n bietjie futuristiese idee te gee vir hoe die krag werk, sê maar jy ry nou hier van die Kaap af met die N1 Johannesburg toe, en jy het 'n elektriese kar. Dan is die pale langs die pad geplant, soos die kraglyne nou loop. En van paal na paal trek jy vry energie uit die lug uit om jou kar in die loop te hou. Vry energie. Dit is waarna ons gaan. Ons is vandag op die plek dat battery energie 'n groot ding is, maar nog steeds iewers moet die krag opgewek raak waarmee die battery kan lei. So, dit is maar net iets van elektrisiteit. Ons dink die elektrisiteit wat ons nou vandag gebruik is verskriklik wonderlik, is glad nie so wonderlik nie, en is gevaarlik. Die ander alternatief wat die ouens nou dis daar gebruik is kernkrag. Kernkrag is nog gevaarliker. Nou weer eens sê wat ek nou daar gesê het, is dat ons is op die rand van 'n reset, van 'n redelike kataklismiese reset, waarmee ons moet regmaak, en die een rede daarvan is die aarde, die generator word geoverheat. Die krag word nie afgetap en gebruik nie. Nou in 'n volgende keer gaan ons nou praat oor hoe die krag gebruik is, wat die ou mense gehad het, die gereedskap wat hulle gehad het om goed te doen, om klippe te sny en so aan. Daar's geen spoor van enige gereedskap wat jy kan optel, maar die bewyse van die goed wat gedoen is, die materiale wat bewerk is, die is daar so, maar dis 'n storie vir 'n ander dag. Dis wat ek net wil sê oor elektrisiteit, en liewer asseblief julle kommentaar daaroor, ek sal baie waardeer. Baie dankie.